Goeienaand broers en susters. Dis baie goed om saam met julle hier te wees. Ek hoop dis vir julle ook goed. Ek aanvaar is vir julle ook goed om hier te wees. Dis mos daarom lekker om in die huis van die Here te kom en saam te aanbid en saam rondom die woord te vergader. En dit is 'n absolute voorreg. En mag dit so wees dat die Here vanaand vir u sal aanraak. Mag dit so wees dat ons verryk hier sal weggaan. So, dit is so 'n voorreg. En my gebed is dat die Here ons sal aanraak en dat ons almal op 'n manier sal verinnig en verdiep in ons verhouding met God en dat die insigte wat deur die woord kom na ons toe vir ons sal help om in 'n baie dieper en intiemere verhouding met hom te leef. So kom ons raak stil. Die verkondiger en die ontvangers is ewe belangrik in hierdie kommunikasie. So as jy as ontvanger van die woord saam met my wat ook ontvang, jou hart nie reg ingestel het, gaan jy nie hoor nie. Kan jy dalk met jou ore hoor en met jou oë sien, terwyl jou hart nie hoor nie en jou hart nie sien nie. So kom ons raak stil, dan bid jy. Here, maak oop my hart, sodat ek kan hoor en sien. Ons kom na U toe, Here, met die verwagting van kinders wat kom na hulle ouers, na hulle vader en sê, Vader, ek wil leer by U. Ek wil by U kom sit en ek wil vra dat U met my gesels oor ons identiteit as familie. Ek wil vra dat U vir hulle vertel, dat U insigte gee sodat ek beter kan verstaan wie ons familie regtig is. So kom ons na U toe, Here. U het ons genooi en gesê, as julle in Christus glo, het julle die reg om julleself kinders van God te noem. En ons kom vanaand as U kinders en ons kom bid dat U vir ons sal lei en sal inneem nog dieper, ja selfs heel wat dieper, Here, in hierdie wonderlike verhoudings waarin U ons innooi om daaraan deel te hê. Bring vir ons naby aan U hart, Vader. Bring vir ons naby aan U hart, Seun van God, sodat ons verryk sal word, verruim sal word, sodat ons met 'n versterkte identiteit sal lewe. In U naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. As hy vir jou vanaand groet hy dit uit die hart, so ken ons hom, hy kom na ons en dan sê hy vir jou, genade vir jou en vrede. Ja, Here, U is heilig. En ons gaan nou hierdie oomblik hê waar ons die woord oopmaak en dit oordink, en ons gebed is dat U in hierdie oomblikke van ons gedagtes beheer sal neem en sal inspreek in ons lewe. In U naam. Amen. So kom ons maak die woord oop. En ons gaan dit oopmaak in Johannes 1. Ons gaan dieselfde gedeelte lees wat ons gisteraand gelees het. En dan nog uit Johannes se 20ste hoofstuk, 2 versies. So ons begin weer en ons doen dit om goeie rede om net terug te gaan na gisteraand toe. Gisteraand het ons baie belangrike konsepte, oortuigings hanteer. Eintlik die kern, die hart van die evangelie was gisteraand aan die orde in ons gesprek. En bitter belangrik. Dit is so belangrik dat ons nooit oor hierdie skrifgedeeltes hardloop in ons harte nie. Want die hart van die evangelie lê daarin.
En ons gaan vanaand weer daarna kyk. Ek gaan sommer net opsommend 'n paar opmerkings maak oor gisteraand eers. Maar kom ons lees. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man gestuur deur God, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig, Johannes die Doper. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het hom deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Johannes getuig oor hom en roep uit, hy is die een vir wie ek gesê het, hy wat na my kom is voor my, omdat hy die eerste was. Uit sy volheid het ons almal genade ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie. Die unieke seun, self God, wat in die bors van die Vader is, hy het hom bekend kom maak. So ons het gisterand gesê, die rede vir die skepping, die ewige logos, die ewige woord, het homself beperk en het mens geword. Hy is die seun van God. En hy tussen ons kom woon, en hy was van altyd af daar. Hy deel een wese met God. Hy is nie ondergeskik aan die Vader, hy is een met die Vader. Hy gaan van God af uit as 'n mens, Jesus. Ons het ook gesê, God woon in 'n ondeurdringbare lig, maar hy, die Seun, bring die lig, die heerlikheid van God na mense, om die duisternis waarin ons leef te verdryf. Die Seun is teen die bors van God, het ons gesê. Johannes sê, ons het die reg om onsself sy kinders te noem. So vanaand wil ek 2 verse bylees. In Johannes 20 sê Johannes eintlik die rede hoekom hy hierdie evangelie skryf, hierdie ander se evangelie. En hy skryf in vers 30, hy sê, Jesus het nog baie ander tekens voor sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê. So ek doen al hierdie dinge, ek sê al hierdie dinge, sodat julle uiteindelik die lewe kan hê. Die lewe kan hê. Ons tema is die Here in lewendmaker uit die belydenis van Nicea. Daar's so 'n paar hoofpunte uit die eerste gedeelte van Johannes wat ek tog net wil uitlig. Sommige net 7 eienskappe, kwaliteite van God, van Christus, wat uit daai eerste verse gekom het, wat ek tog net weer wil benadruk, en net vinnig. In die eerste verse leer ons dat hy 'n ewige bestaan het. Ons hoor van die logos wat 'n persoon is. Ons hoor van die logos wat een is met die Vader. Ons hoor van sy onsienlikheid. Ons hoor dat hy die skepper is van alles en dat Jesus medeskepper is, Christus. Ons hoor dat hy gelewe het en die bron is van lewe.
en dat hy die bron is van lig. So, dis belangrik om dit net weer te sê. So Johannes sê, Jesus sê 120 plus kere, God is sy Vader. En hy is van die Vader, en hy is een met die Vader, alles wat Johannes sê oor die Vader. En dan meer as 40 keer, sê hy, ek het gekom dat julle kan lewe. So die hele ding oor lewe is 'n baie sterk tema in die Johannes Evangelie. En dan sê hy, ek is die enigste een wat vir julle die regte lewe kan gee. Jy kan die regte lewe net deur my kry, sê Jesus. Ek is die een wat die onsienlike sigbaar maak, die bron van die lewe, die onsienlike God, by wie lewe begin het, en wat steeds die gewer is van lewe, ek maak dit sigbaar. Ek is die een wat die ewige lewe na julle toe bring. Miskien moet ek net die oor 'n opmerking maak. As ons praat van ewige lewe, dink ons gewoonlik aan die toekoms, die toekomstige ewige lewe. Maar hier is sprake ook van die ewige lewe uit die verlede uit. En ewige lewe is nie gebonde aan tydskategorieë nie. Dis nie gebonde aan die soort tyd waarmee ons werk, van die aarde wat om die son draai en die aarde wat om sy eie as draai, en dan het ons ure en dae in daai kategorie. Die ewige lewe is buite die kategorieë van ons bestaan. Maar die ewige lewe gaan nie net oor tydsduur nie. Dit gaan ook oor tyd, oor kwaliteit lewe, die kwaliteit van lewe. Dit gaan oor die duur van die lewe, maar dit gaan ook oor die kwaliteit van die lewe. So Jesus kom vanuit die ewigheid, vanuit die ewige lewe na ons, en hy kom gee vir ons die ewige lewe, en dit het betrekking op ons tydsduur, maar dit het ook implikasies vir die kwaliteit van ons lewe. En dit is belangrik dat ons dit sal weet. In hoofstuk 1 vers 18, wil ek net weer optel, was daar 'n woord waaroor ek vanaand net 'n bietjie meer wil sê. Ons het daar gelees in 1 vers 18 van Jesus wat teen die bors van die Vader is. En dan is daar 'n woord wat hy gebruik, wat ek dink wat verskriklik belangrik is. Hy sê, niemand het God nog gesien nie, die unieke seun, self God, wat teen die bors van die Vader is, het hom bekend gemaak. Nou, hy woord bekend maak, is die woord exegesato, dis die Griekse woord. Dit is waar die woord exegese vandaan kom. En julle sal hoor dominees praat, hulle het exegese gedoen van die teks. Dit beteken, hulle het gaan navorsing doen en gaan kyk, wat was die oorsprong van hierdie teks? Wie dit geskryf? Vir wie is dit geskryf? Wie was die eerste hoorders? Wat was die omstandighede destyds? Wat beteken die woorde wat in die teks staan? Wat is die taal daarvan? Wat is die betekenis van daai woorde regtig vandag? Nou, as ons dit nou lees. Dis eksegese. So wat die Johannes 1 vers 18 sê is, Jesus kom en hy doen eksegese van die hart van God en hy bring dit na ons toe. Hy maak dit aan ons bekend. Hy is die bekendmaker van God se hart vir ons. Johannes sê, hy is by die Vader, gelyk met die Vader, op die bors van die Vader, hy verstaan die Vader en hy lê die Vader vir ons uit. Ons is baie bevoorreg. Ons is baie bevoorreg. So het Johannes 1 vers 19 tot 12 vers 5, nou die 50 die gedeelte wat dan nou na hierdie eerste inleidende 18 verse volg. En dis eintlik waar ek vanaand wil fokus. Ek wil maar net eers weer teruggaan soontoe, want daai eerste 18 verse is van kritiese belang vir ons. Maar in die volgende 12 hoofstukke, bykans 12 hoofstukke, antwoord Johannes dan 'n baie belangrike vraag, en die vraag is Jesus regtig die een
wie hy gesê het in die eerste 18 verse. Hierdie wonderlike goed wat ons nou van Jesus gisteraand en vanaand gesê het, is dit waar of is dit fake news? Is daar 'n manier hoe ons dit kan bevestig dat dit waar is? Dat Jesus inderdaad gelyk is aan God, van God self is, van ewigheid tot ewigheid is, die bringer van lewe na ons, die een wat duisternis wegstoot. Of is hy maar net die timmerman seun van Nasaret? Wat dalk in sy tyd 'n paar groot woorde geken het en mense op 'n manier die kous oor die oë getrek. Is dit regtig so? En in hierdie hoofstukke daarna antwoord Johannes die vraag, en Johannes gebruik twee metodieke of twee tegnieke. En die eerste wat hy doen is, hy beskryf 7 tekens. En nou die ander evangeliste praat van wonderwerke. Johannes praat van tekens, hy gebruik die Griekse woord semeion, wat tekens is, dis definitief anders as wat die ander evangeliste skryf. Nou weet ons wat is 'n teken? 'n Teken, kom ons vat 'n ding soos die nasionale vlag, die een met die baie kleure. Dit is nie die nuwe Suid-Afrika nie, maar as jy dit sien, dan wys dit na die nuwe Suid-Afrika, en almal wat die vlag sien, weet dit beteken daar's 'n land, 'n veelkleurige land, wat in mekaar vloei in Suid-Afrika. So, dis is 'n padteken. As die padteken hier buite sê groot brak, is dit nie groot brak nie, maar dit wys na groot brak toe. So hy gebruik tekens om te wys na die werklikheid van Christus, wat die seun van God is, God self is, gelyk is aan God, alles wat ons van hom gesê het reeds. En dan gebruik hy 7 tekens. En die tekens is dan die volgende. Jesus verander wyn in water, Jesus genees die amptenaar se seun, Jesus genees die verlamde man, hy vermeerder die brood, hy loop op die water, hy genees die blinde man, en hy maak vir Lazarus, wek hy op uit die dood. 7 tekens. 7 tekens waarmee hy iets sê daarvan dat hy die bringer is van die lig en die lewe van ewigheid af. Is hy die bringer daarvan. So ek wens ek kon oor elkeen van daai 7 tekens 'n preek maak, maar ek kan nie. So ek sou baie graag wou. Want dit is fantastiese tekens wat hy vir ons gee. Kom ons begin maar by die eerste teken. Julle weet baie goed, die een waar hy die water in die wyn verander. By 'n trou. En dan vat hy 6 kanne, die 6 reinheidskanne. Nou julle weet nou, hulle het nou daai bedeling gehad, die Jode met die klomp wette en die reëls en reinigingswette, en hulle het gedink dis die lewe. Die lewe wat God gee is 'n rigiede lewe waarin jy aan hierdie rituele moet voldoen en jy elke keer dieselfde goed moet doen en jou hande op 'n bepaalde manier moet was en by 'n huweliks seremonie waar daar baie mense is, deur al hierdie rituele gaan om rein te wees voor God sodat jy kan eet. Die reinheidshandelinge het amper meer van die fees opgeneem as die fees self. Hulle het gedink, dis die lewe, en dan kom Jesus, en dan vat hy daai 6 groot kanne wat daar staan, en hy sê, maak hulle vir my vol water, want die wyn is op. En dan verander hy die water in wyn. Ja, is 'n massiewe ding, wat hy doen. Hierdie teken wys dat hier 'n nuwe bedeling tot stand kom. Ons gaan nie meer met rituele wette lewe nie. Dit is nie die lewe wat Christus bring. Dit is nie die lewe met God nie. Om honderde wetjies te gehoorsaam en te dink op hierdie wyse is ek nou eintlik 'n regte mens nie. Dis die eerste ding wat Jesus sê met hierdie verandering van die water in die wyn.
Maar hy neem ook die rol oor van die bruidegom, want is die bruidegom se verantwoordelikheid gewees om te sorg dat daar genoeg wyn is. En hy neem die rol oor van die bruidegom, en onthou ons het gisterand gesê, hy het ook die rol oorgeneem van die tabernakel. Die tabernakel was die plek van aanbidding, ontmoeting met hom, met God, en nou kom hy en sê, nee, maar ek is die nuwe tabernakel. Julle ontmoet God in my. Hier sê hy, ek is die bruidegom, ek gee vir julle wyn, en ek gee vir julle genoeg wyn, want ek in my sal julle ontdek, is die lewe 'n fees. Dis 'n fees wat julle gegee word om te leef. Dis nie 'n juk waarin jy ingespan is met 1000 reëls en 1000 wette waaronder jy swaar moet loop en hoe swaarder jy kry onder al die reëls, hoe 'n beter gelowige en 'n beter mens is jy nie. Hy sê nee, die lewe is 'n fees. Ek is die bruidegom, kom fees by my. As jy in my is, as jy aan my verbonde is, raak die lewe 'n fees. En hoor wat staan in vers 11, dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen. Hy het sy heerlikheid openbaar deur vir hulle te sê die lewe is 'n fees. En sy disippels het geglo. Die teken sê, Jesus word die bruidegom, ons word die bruid, en sy bruid is bederf met sy heerlikheid, die heerlikheid van 'n bruidegom wat sê, kom fees saam met my. Kom fees saam met my. Dan vertel Johannes hoe Jesus die tafels van die handelaars in die tempel omgooi en dan in die einde sê, breek die tempel af en ek sal dit binne 3 dae weer opbou. En dink hulle hy's gek, want wie kan nou die tempel met al sy mure afbreek en binne 3 dae opbou? En dan sê vers 21, hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. Hy het weer eens tabernakel vervang, plek van die bruidegom vervang. Hier vervang hy die tempel as persoon, as die punt van aanbidding, as die persoon van aanbidding, en hy verwys natuurlik na sy dood en opstanding, as hy praat van die 3 dae van afbreken en herstel. Die heilige lewende teenwoordigheid van God, die heerlikheid van God, word nie gesien in rituele en in groot geboue nie. Die heerlikheid van God word gesien in die lewe van hierdie persoon wat van God afkom. Vir Nikodemus sê dan, 'n mens moet weergebore word, sê hy, van bo af. Jy moet inderdaad 'n nuwe lewe ontvang. Nie hierdie ou lewe van 'n bestaan maak van gebondenheid. Jy moet letterlik van die bron van die lewe af die kwaliteit lewe ontvang en die ewige ewigheidslewe ontvang. En jy ontvang dit deur in Christus te wees, deur in hom te glo, deur aan hom verbonde te wees. Maak hy vir jou totaal nuut. So nuut soos 'n mens wat wedergebore is. En dan kom Johannes 3 vers 16 wat ons almal goed ken, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar wat sal hê? Die ewige lewe. Elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie. En verlore gaan beteken nie net om nie na die hemel te gaan nie. Verlore gaan beteken ook om jou lewe hier te laat verlore gaan in gebondenheid. Laat verlore gaan. In plaas van fees, in plaas van met Christus 'n nuwe lewe leef. En dan sê hy vir Nikodemus, daar is mense wat nie van die lig hou nie. Trouwens, mense hou maar 'n bietjie van die donker. Want ek het nou weer lees, het ek so by myself gedink, ag Here,
Hoekom is ek ook aan baie keer so lief vir die donker? Hoekom neig my gedagtes so na skadu's en duisternis? Ag Here, het ek gebid, kom tog. En laat die lig van die nuwe lewe inval in elke hoekie van my bestaan, sodat ek regtig kan lewe. Die tweede teken is wanneer hy die amptenaar se seun opwek uit die dood. Hy demonstreer dat hy inderdaad die lewegewende gesag het. Hy het lewegewende gesag. By die bad van Bethesda sien hy 'n man wat al 38 jaar aan 'n siekte ly. Die man sê hy het niemand om hom in die water te sit nie. Ek het ook toe ek dit gelees het, so 'n oomblik weer geaarzel. Dit was vir my swaar om te lees. Daar's 'n man wat 38 jaar wag om gehelp te word. En hy is die lewe ontneem. Want sê hy het niemand nie. Dis wat hy sê, ek het niemand nie. En dan kom Jesus en Jesus word vir hom iemand en hy gee vir hom die lewe. Hy gee vir hom die lewe. Inderdaad, lewegewer ook vir diegene wat op die rand van die samelewing val, diegene wat pyn het, diegene wat gebroken is, diegene wat seer het, diegene wat aan godsverduistering ly. Vriende, ek wens ek kan met jou praat oor die begrip van godsverduistering, want die godsverduistering in ons tyd het op baie plekke so toegeneem dat mense God net nie meer kan sien nie. Maar hy het gekom om daai duisternis te verdryf. En oor ons rol sal ons daar oor praat. Die Jode soek nie na sy bloed. Kyk, toe hy nou hierdie man genees, toe is die Jode nog glad nie gelukkig oor 2 redes, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het, en laat ek nou maar sê, Jesus is nou nogal 'n bietjie hard op die Jode, hy is 'n bietjie in hulle gesigte, want al kort doen hy nou so ietsie op die Sabbat. Net om te demonstreer, die lewe van God is nie hierdie lewe wat julle voorstel. Ek wil hy vryf die koringare uit op die Sabbat, en maak mense gesond, verskillende mense. Maar dit is ook, hy maak hulle ook kwaad, omdat hy homself gelykstel aan God. En vir die Jode is dit verskriklik. En ek gaan nou weer daarna verwys. En dan lees ons van die hongerskare en die vermeerdering van die brode en die visse en die 12 mandjies brokstukke, en in hierdie teken wys na die omvang van sy sorg en die feit dat hy ons hierdie lewe vir ons kan onderhou met standhoudende voedsel en vir ons oorvloedig kan gee om hierdie nuwe lewe te kan leef. Hy sê nie net, wie julle, daar is die nuwe lewe, gaan leef het nou, en dan vou hy sy arms, en hy kyk hoe ons sukkel nie. Hy sê, nee, ek voed julle, ek sal julle voed, en ek sal vir julle in oorvloed gee. Ek sal vir julle sorg. Hy doen 7 tekens. En hy 7 tekens wys na hierdie ander lewe wat hy bring en gee. 'n lewe in tydsduur en in kwaliteit. Anders. Maar Johannes vertel ook van 'n ander belangrike ding wat hy doen. Dis tekens, maar dan is daar ook groot uitsprake wat Jesus maak. Goed wat hy sê. Hy maak 7 groot uitsprake. Groot goed wat hy sê. Wat vir die Jode ontsettend ontstellend was. Trouwens, vir enige noulettende Jood, wat godsdienstig goed georiënteer was in die Joodse geloof, so die goed wat hy sê, onmiddellik iets laat roer het, laat klink het,
laat beweeg het. Want Jesus sê, ek is die seun van God. En dis wel onaanvaarbaar in die aard van die saak, dat hy hom so gelykstel aan God, maar dan gebruik hy taal wat die Jode skok. Julle onthou mos nou die verhaal van Moses by die braambos. En hoe God met Moses praat en hy vir die Here vra, Here, wat moet ek vir die mense sê wie het my gestuur? En dan sê God vir hom, sê vir hulle, ek is het my gestuur, het jou gestuur. En dan weet ons dat die Jode nooit hierdie naam sê nie, want die naam is 'n misterie, dis 'n heilige naam. Eintlik tegnies mag net die hoofpriester gesê het, Jahwe, eenmal 'n jaar, daar in die binneste binnekant van die tempel. Hulle gebruik allerlei ander name vir God, hulle praat van Elohim en Adonai en El Shaddai en ander name, maar hierdie naam sê hulle nie. Hierdie naam, ek is. En dan lees ons in Johannes 4, waar Jesus by die vrou by die put kom. En in vers 26 staan daar, Jesus het vir haar gesê, ek is die een wat met jou praat. In Johannes 8 vra hulle om, wie is jy? Dan sê hy, in vers 28, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle begryp dat ek is. Ek is, en dat ek niks uit my eie doen nie. Maar hierdie dinge sê net soos die Vader my geleer het. Daarom met sy gevangenskap in Getsemane wil die soldate weet wat die een is hy. En dan steek hy nie sy hand op en sê, hier is ek. Hy sê, ek is. 2 maal. Ek is. So met hierdie 7 uitsprake wat hy maak, sê hy wie hy is. Bevestig hy dat hy die een is wat uit die hemel uitkom. Die tekens het daarin gewys, die 7 uitsprake wys ook daarin. En hy sê dit 7 keer. Met elkeen van die 7 uitsprake word iets van ons toegang tot die heerlikheid van Christus en die heerlikheid van God moontlik. Ek is die brood van die lewe. Wie van hierdie brood eet, sal lewe. Ek is die lig vir die wêreld. Johannes 1. Ek is die lig vir die wêreld. Ek kom om met duisternis te verdring, sodat julle kan lewe. Ek is die deur, wie deur my ingaan, sal lewe. Ek is die goeie herder, wie my volg, neem ek in na beskerming en uit na groen weivelde, om te lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die toegang tot hierdie ewige lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die ware wynstok. Wie in my is, sal lewe. Sal lewe. Die misterie van die groot ek is, lig so 'n bietjie. Dis soos julle wat
wat misken hier op die pad. En jy weet hoe moeilik dit is om te ry as dit mistig is. Jy weet nie of jy moet vinniger of stadiger ry nie. Jy's bang vir wat van vooraf kom en bang vir wat van agteraf kom en jy sit jou ligte aan en jy's bang. Maar die mis laat hy lig, die misterie oor God, as hy sê ek is. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Kyk na my, as jy wil sien. As jy wil sien hoe lyk die regte lewe. Die ondeurdringbare harde lig word sag. Die heerlikheid van God word toeëenbaar. Jy kan oor die drempel tree. Jy kan luister en hom volg. Jy kan die waarheid ken. Jy kan lewe en vrugte dra wat die heerlikheid van God weerspieël. Jy kan. Johannes sê jy deel in die ewige lewe wanneer jy nuut gebore word, dan word jy draer van die lig en voorbeeld van die ewige lewe. Jy word dan, en daaroor gaan ons praat, die Gees se lewendmaker. Jy wat die lewe ontvang het in Christus, word ook lewegewer. Uiteindelik moet ek en jy dan vra en ons vasstel, en dit word uiteindelik op 'n manier vir ons 'n toets om te weet, maar sommer vir onsself. Tot watter mate jy regtig in hierdie lig leef, of jy 'n lewegewende lewe het. Want dis die lewe wat van God kom, is 'n lewegewende lewe. En of jy 'n lewenemende lewe het. In jou verhoudings, in jou omgang met mense is dit lewenemend, gaan mense van jou af weg met meer lewe of met minder lewe. Met meer waardigheid of met minder waardigheid. Met meer selfgeloof en verstaan dat hulle kosbaar is of met minder daarvan. Is jy lewegewend of lewenemend, wat 'n sekerlike teken is. Of jy die nuwe lewe in Christus al goed deelagtig is. So ons gaan môre aan kyk. Hoe dit beweeg van 'n relatief lewenemende lewe na 'n lewegewende lewe. Mag die Here vir ons seën in hierdie tyd en vir jou diep aanraak, sodat jy die ewige lewe opnuut jou eie sal maak. Amen. Hemelvader, ons praat hier oor U. Here Jesus, ons praat oor U, ons praat oor U diep verbondenheid met die Vader, wat die oorsprong is van die lewe en die lig. En ons praat daarvan, Here Jesus, dat U vir ons toegang gee tot die lewe, die ewige lewe wat van die Vader kom. En dankie dat die ewige lewe wat ons nou reeds ontvang en sal ontvang wanneer ons te sterwe kom, dat dit 'n kwaliteit lewe is wat veel groter is as wat ons nou kan verstaan en bedink, maar waarvan ons die belofte sien in U Here Jesus.
in u lewe. En dankie dat ons nou al daarvan kan deel wees. Dat ons nou al hierdie lewe vir ons kan toeëien, omdat u dit vir ons wys. Nie 'n lewe onder 'n juk nie. 'n Feeslewe. 'n Vol lewe wat gevoed word in ons verbondenheid met u. 'n Lewe van oortuiging en oorgawe. 'n Lewe naby u stem. Die stem van die herder. Dankie vir al die tekens wat u vir ons gegee het, sodat ons kan seker wees. Dis die waarheid. U bring 'n nuwe lewe. Wil u nou vir ons seën, Here, op hierdie reis, sodat ons dieper en dieper, Here, sal besef hoe groot u goedheid en genade vir ons is. In u naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die wonderlike, omvattende liefde van God ons Vader, en die kragtige en innige teenwoordigheid van die Heilige Gees, bly met jou elke oomblik, elke dag, tot aan die volleinding.